Dis ons boodskap vir Sondag 14 Julie. En ons begin hiermee vir die volgende paar weke 'n kort reeks uit Paulus se brief aan die gelowiges in die stad Efese. Voordat ons daarna luister, nooi ek jou om saam met my oop en sag te raak in die Here se teenwoordigheid. Here, as ons nou stil raak, dan gee ons oor aan die wete dat U so naby aan ons is, soos ons eie asem. Dankie dat ons vanoggend genoeg geloof het. Selfs deur ons twyfel en omstandighede, dat ons tog tyd maak om by U tot rus te kom. En na 'n preek oor woorde in die Bybel te luister. Heilige Gees, ons raak sag in die wete dat U by en in ons is. Kom help vir ons om met oë en ore en 'n hart van geloof te ontvang wat U weet ons nodig het. Amen. Ek lees Paulus se openingswoorde in sy brief aan die gelowiges. En ek lees dit in die Nuwe Lewende Vertaling. Prys God, die Vader van ons Here Jesus Christus, voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. Deur wat Christus gedoen het hy ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemelsfere is. Deur wat Christus gedoen het God ons uitgekies, omdat hy ons liefhet, dat hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Deur wat Christus gedoen het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou hê. Daarom prys ons God se grootheid. Deur sy seun wat hy liefhet, het hy genade aan ons gegee. Deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. God, wat al die wysheid en insig het sy geheime plan aan ons bekend gemaak. So het hy dit reeds voorheen met die fokus op Christus goed gevind om hierdie plan in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is, onder een hoof te verenig. En hierdie hoof is Christus. Deur wat Christus gedoen het ons ook deel van God se eie erfdeel geword. Ons wat vooraf daartoe bestem is. Dit was God se doel. Hy het alles laat uitwerk soos hy dit beplan het en wou gehad het. Die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik word. Ons was die eerstes wat ons hoop op Christus geplaas het. Deur wat Christus gedoen het ook julle nou die waarheid gehoor. Die goeie nuus waardeur julle verlos word.
Op grond van wat Christus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk, deur die Heilige Gees wat God beloof het. Die Heilige Gees is God se deposito, wat ons volle erfenis waarborg, totdat almal wat aan God behoort, volkome verlos sal wees. Daarvoor moet ons God se grootheid prys. Ek wil jou nooi om vir 'n paar oomblikke saam met my jou verbeelding te gebruik vir 2 prentjies. Die eerste is om jou verbeelding en jou gedagtewêreld 'n bietjie te laat gaan rondom jou lewe. Bedink jou lewe. Wat motiveer jou? Wat behels jou lewe alles? Waarna sien jy uit? Wat maak jou moedeloos of bang? En as jy aan jou lewe dink, en jou lewe 'n tipe van so sou vat, en jou lewe in 'n boksie sou sit, en al die aspekte van jou lewe in daardie boksie inpas, hoe sou jou lewensboksie lyk? Hoe groot is dit? Wat behels dit alles? En as jy so daaraan dink, vergelyk jy soms jou lewensboksie met die lewensboksies van ander. En as jy dit doen, wat is die effek daarvan? En soos wat jy dit dink, is dit so. Party van ons is nog besig, veral die wat jonger is, om ons goed in ons boksies in te pak. Ander van ons se boksies is besig om kleiner te word. Dalk leer. So wanneer jy nou oor jou lewe as 'n boksie dink, hoe voel jy oor jou lewensboksie? En bedink dit sonder om dit te beoordeel. Dis nou net 'n waarneming. Terwyl jy dit daar hou, 'n tweede verbeeldingsvlug. Maar nou nooi ek jou om jou voete om jou in die voete te plaas van iemand anders. Jy is 'n mens wat 'n boerling is van die stad Johannesburg. Daar is jy gebore, daar het jy groot geword, daar leef jy. Dis al wat jy ken. Jy was nog nooit uit Johannesburg uit nie. Jy weet hoe Johannesburg lyk, binne die grense van die stad. Jy ken die geboue, die omgewing, party plekke meer bebou as ander plekke het meer bome. Jy ken die klanke van die stad. Jy sien die son elke dag op en ondergang. Jy weet dat sekere dele jou lekkerder laat voel as ander. Maar dis net stad. Wanneer jy op hoër dele in die stad kom en jy kyk 'n bietjie uit, dan sien jy ander dele. Net steeds huise, geboue. Sekere dele wat lyk of dit net aan en aan gaan. Party meer rommel, ander minder. Dis jou leefwêreld. En dan nooi iemand jou om te sê, ek nooi jou vir 'n avontuur na die stad Kaapstad. Kaapstad waarvan jy nog net prentjies gesien het en gehoor het. Maar niks daarvan verstaan nie. En die persoon kom laai jou op in die donker nag, jy ry deur Kaapstad, Johannesburg se strate, lughawe toe.
Jy vlieg af eerste keer in jou lewe en jy kom laat nag in reën betrokke weer in Kaapstad lughawe aan en ry tot 'n plekkie met die naam wat jy glad nie ken nie, Big Bay. Naby Blouberg strand sê hulle vir jou. En jy word ingeboek in hierdie persoon se huis wat klaarblyklik naby of op die see is. Die volgende oggend kom jou gasheer ingestap in die kamer en teenoor die bed is 'n muur wat eintlik maar net een groot gordyn is met 'n stoomende koppie koffie. Met die koffie in die hand stap die persoon na die gordyn toe en trek die gordyne van die kamermuur oop om een massiewe groot venster oop te maak wat van Big Bay af oor die rotse oor die see uitkyk op Tafelberg op 'n vars windstil sonskynoggend. En hy maak van die vensters oop en jy hoor die seemeeuwe en hy ruik die seelug. Wat ervaar jy? Vriende, dit is iets hiervan wat Paulus doen met sy intreewoorde vir die gelowiges in Efese. Paulus kom met hierdie woorde en hy trek 'n venster oop. 'n Venster waar hy 'n prentjie wil oopmaak om vir gelowiges, vir my en vir jou te wil sê, die boksie van jou lewe, jou klein bestaan, kom ek wys vir jou hoe groot dit eintlik is. En hy trek die venster oop en hy gee vir ons 'n prentjie van wie en wat ons lewe eintlik is en wat dit behels. So oneindig groter as my elke dag se belewenis en ervaring. Paulus sê letterlik met hierdie woorde dat hy ons inlei in 'n geheim, die geheim van die wonder van menswees, 'n geheim wat bewaar gebly het, maar wat God besluit het, nou wil hy oopmaak, nou wil hy hierdie geheim in die lig bring, en dis die geheim van die wonder van sy plan en sy bedoeling met mense se lewens. En hierdie geheim is so geopenbaar toe Jesus 'n mens geword het. Wat is die geheimenis van die wonder van my en jou lewe? As ek dit eenvoudig moet opsom, dan sou ek hierdie punte uitlig uit hierdie gedeelte. Jy was al iemand met 'n lewe in en by God, voor die aarde bestaan het. Jy was al iemand in God met 'n naam en 'n identiteit voor jou geboorte. Jy is dit nou, en jy sal daai mens wees tot in ewigheid wees. Jou lewe en wie jy is, het geen meer skuld voor God nie. Met jou lewe het jy niks om voor skaam of bang te wees voor God nie. Jy met jou lewe is 'n kind van God. Alles wat God is en wat God het, is deel van dit waaruit en waarmee jy jou lewe kan leef.
as 'n kind van God, is jou lewe hier en nou bedoel om uitdrukking te gee aan wie en hoe God is. God maak iets van sy karakter deur jou lewe, jou menswees sigbaar. En God het dit alles bewerk, hierdie geheim oopgemaak, deur sy seun Jesus en deur sy Gees, wat in ons hierdie lewe aan die bewerk is. Een ooptrek van 'n gordyn, waarmee Paulus sê, kyk hoe lyk ons lewens van God se kant af. Let op, niemand is uitgesluit om te deel in hierdie wonder, in hierdie geheim nie. Dis hoekom toe God dit volledig oopgemaak het, toeganklik gemaak het, kenbaar gemaak het, met die stuur van sy geliefde seun Jesus, wat dit op aarde nou kom oopbreek het. Dis hoekom Jesus se boodskap, toe hy begin het hiermee, so duidelik was. Bekeer julle, dink net, breek oop die boksies van julle klein lewetjie en julle klein dink oor alles. Want God se koningsheerskappy en jou lewe daarin het nou aangebreek. En Jesus nooi almal uit. Maar wat wel so is, dat almal nie kies om uit die boksies van hulle lewe uit te klim en tuis te kom in hierdie lewe wat ons in God het nie. 'n volgende ontsettende belangrike punt wat Paulus maak en later in die brief nog verder beskryf en uitbou, is dat ek en jy nie hierdie lewe verdien nie. Hierdie lewe wat ons in God het, is nie iets waarvoor ons moet onsself inspan, of iets wat ons by God afsmeek, of iets wat ons God moet oortuig om dit vir ons te gee nie. Dit is 'n lewe wat ek en jy in God het, voordat ons nog selfs bewus geraak het van ons eie lewe. Ek verdien dit nie. Maar ek moet my wel daarvoor inspan. Ek moet my daarvoor beywer. Maar dis die inspanning van geloof. Dis die inspanning van oorgee. Dis die inspanning van aanvaar en tuiskom in iets wat alreeds waar is van my. Met die hoor hiervan is daar iets binne ons, binne my in elk geval, wat my so oorweldig, dit is so groot, dit is so buite dit wat ek ken, dat die gevaar is dat ek dit wil uitsluit en maar net wil terugklim in die benoude boksie van my lewetjie, wat nie altyd so ideaal is nie, maar waar ek beheer oor het en waar ek die touwtjies trek. Daarom dat Jesus se bediening, Jesus wat ons ingenooi het, wat die vensters van ons lewe by God vir ons kom oopmaak het, daarom dat Jesus se bediening heeltyd gekenmerk word deur die woord kom. Kom. Wat sien die inbeweeg, die tuiskom in hierdie lewe wat ek en jy by God het, is iets waarin ek met die geduldige leiding van Jesus en sy Gees tree vir tree
moet inbeweeg. Want dit is net te oorweldigend en aanvanklik te groot vir ons begrip. Ek onthou baie jare gelede toe ons van Botswana af van George af Botswana toe getrek het, twee Botswana mans met 'n ou bees vragmotor ons in George kom oplaai. En hulle het deur die binneland gereis, oor die Outeniqua pas, met groot vrees en spanning gery en by ons voordeur in George gestop. Wat ek nie geweet het nie is, na die skok van die pas, dat hulle in hulle lewe nog nooit die see gesien het. En nadat ons huis en meublement op die vragmotor gelaai is, en hulle gehoop het daar's 'n ander pad wat nie 'n bergpas behels nie om terug te kom in Botswana, en ek vir hulle sê wel, hulle moet maar weer oor die pas, het hulle vir my gevra of die see naby is. En een van die wonderlikste ervarings van my lewe was om hulle my bakkie te laai. En van George af, die 11 kilometer af te ry, wildernishoogte af, na die wonderlike oop see van die Indiese Oseaan, wat eindeloos uitkyk. Ek sal nooit vergeet toe ek afdraai en stop by die see en die branders inbeweeg op 'n lang oop wit strand. Hoe hulle in die kar bly sit en staar het in verwondering. En toe ek uitklim en my plakkies uitskop en in die water instap wat aanhou beweeg met branders agter wat wit bruis, hoe versigtig en bang hulle was om eers op die sand te loop. En ek moes hulle letterlik aan die hand neem en sê, dis veilig, kom voel die water. En terwyl hulle oor die oseaan uitkyk, hulle wat uit die Kalahari kom, en vir my vra, maar hoe ver hou hierdie water aan? Hoe onbeholpe ek gevoel het om vir hulle te verduidelik hoe ver dit eintlik aanhou en hoe groot dit eintlik is. Oorweldig. Te groot om te kan dink. Vriende, en dit is so met die wonder van die bewus raak van die grootheid van ons lewe in God. Ons beweeg daarin met die versigtigheid en die oorweldigheid van die twee mans wat wildernis se strand betree. Ons doen dit tree vir tree, die inbeweeg in die lewe wat ek by God het is 'n proses. Maar daai proses het 'n eerste tree. Dit begin deur 'n verbintenis aan Jesus. Jesus wat God se geliefde seun is, wat hy gestuur het om die sleutel van my lewe by God vir my oop te sluit. Jesus wat met sy oop lewe in en by God deel van die drie-eenheid vir my en jou innooi en deur sy Gees, die Heilige Gees in my vra om tree vir tree te groei en tuis te kom in hierdie lewe. Dit laat my dink aan die woorde waarmee ons mekaar dikwels probeer bemoedig. Veral as ons oorweldig raak en vasgetrek raak in die boksies van ons eie lewe. Dan sê ons mekaar, onthou, jy is baie meer as jou verlede. En dan verwys ons aan ons verlede wat begin het sedert ons geboorte en ons herinner mekaar dat ons foute of ons beperkings of ons seer kry of ons trauma nie ons lewe verder hoef te bepaal nie. Maar as Paulus die gordyn op die groter prentjie van my en jou lewe in en by God vir ons ooptrek, dan dink ek kan ons vir mekaar op 'n nuwe manier sê, dink 'n bietjie aan jou verlede. Jou verlede gaan verder terug as jou eie geheue.
Dink aan wie jy was voor jou geboorte. Dink aan hoe Jesus jou onlangse verlede se skuld en seer kom herstel het. Dink aan jou lewe. Die lewe wat jy oor 900 jaar van nou af nog steeds gaan leef. Jou lewe in en met God. Laastens, hoe reageer ek as Paulus met hierdie woorde die gordyn en die groter prentjie van die geskenk van ons lewe vir my ooptrek? Al Paulus sê, dank God, prys God, eer God. Doen dit met vrymoedige, kinderlike verwondering. Hierdie woorde van Paulus is so groot, dat ons nou nie in hierdie kort boodskapietjie daaraan reg kan laat geskied nie. Daarom nooi ek jou om nou, maar vir die res van die week, onder leiding van die Gees wat jou help, met gedagtes en emosies wat oopgemaak word, die volgende te bedink. Bedink jou lewe in God. Kan jy die grootheid van die geskenk hiervan ontvang? Wie was jy by God voor jou geboorte? Watter eienskappe van God is nou besig om deur jou lewe sigbaar te word? In watter mate volg jy Jesus en die Gees se leiding om te bly groei in jou lewe met God? Watter verskil maak die gedagte aan hierdie lewe, aan jou siening oor jouself en jou manier van dink, doen en voel vir elke dag? Hoe beïnvloed hierdie waarheid jou siening oor die lewe van ander en jou optrede teenoor hulle? Ek nooi jou om jou hart oop te maak in verwondering en dank en met die woorde van hierdie lied die Here te aanbid, klein te wees in sy vormende hande van die lewe wat hy deur jou aan die bewerk is. Ek kniel voor U, o Vader, bron van alles wat bestaan. Kom gee uit al U rykdom, my U krag om sterk te staan. Kom gee geloof dat Jesus kragtig in my hart sal werk en woon, en my sal anker in U liefde, om te lewe sonder skroom. Kom verhelder my gedagtes, dat ek insig kan verkry in die diepte van U liefde en die deernis ook vir my. Kom raak my aan met 'n ervaring van U liefdeskrag in my, en kom vul my met die volheid van U self. O God, kom vul my met die volheid van U self.
Ek prys u naam, o Vader, vir u krag wat in my woon. Ek weet dit is veel groter as my gebed of wat ek droom. Daarom gee ek u my lof en al my dank en prys u naam, saam met u kerk deur al die eeue heen, wat ewig sal bestaan. Kom verhelder my gedagtes, dat ek insig kan verkry in die diepte van u liefde en die deernis ook vir my. Kom raak my aan met 'n ervaring van die liefdeskrag in my en kom vul my met die volheid van u self. O God, kom vul my met die volheid van u self. Ons Vader wat in die hemel is, bron van laat die naam geheilig word. Kom laat die koninkryk kom in die hemel, so ook op die aarde. Om sterk te staan, gee ons daglikse brood. Gee geloof dat Jesus vergeef ons oortredinge soos ons ook vergeef. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die heerlikheid